pragtige omgewing, eintlik 'n geskiedkundige geleentheid. Dit is vir ons baie aangenaam om vanaand almal hier welkom te heet. We're very privileged and very grateful for your presence here tonight. It's the first of hopefully more similar events, and we really appreciate your presence here tonight. We trust you can enjoy the evening with us. If there's anything we can do to make it more pleasant for you, please don't ask us. I don't remember jokes. Ek gaan nie grappe vertel nie. Ek gaan 'n paar stories vertel van ons omgewing. En ek begin met een oor 'n man wat julle almal geken het. Peter Darcy Herman. Hy is ongelukkig 'n paar jaar gelede oorlede. Nou Peter was vir my persoonlik 'n baie interessante persoon. En hy het my 'n storie vertel wat met hom in die oorlog gebeur het. En dan gaan van julle wees wat dit gehoor het, en ek hoop julle gee nie om hom weer daarna te luister nie. Ek sit eendag met Pieter in sy kantoor en gesels oor die geskiedenis. En ek vra hom uit oor die oorlog. Hy sê, dis een ding wat hy nie baie graag oor praat nie. Daar's te veel seer daarin. Hy sê, maar daar's een ding wat met hom in die oorlog gebeur het. Dis 'n klein dingetjie. Maar dit het vir hom hoop gegee vir die mens. Nou gaan ek vir julle lees wat ek neergeskryf het, wat hy vir my vertel het. Ek begin deur 'n inleiding, seker een van die gewelddadigste en onmenslike oorloë van alle tye was die Tweede Wêreldoorlog van 1939 tot 1945. Hierdie konflik het nie met duisende lewens geëis nie, maar ook mense wat dit wel oorleef het, fisies, maar veral geestelik geskend vir die res van hulle lewens. Maar soms is dit 'n klein, selfs onbenullige gebeurtenis wat weer hoop gee en jou laat glo dat ten spyte van al die wreedhede en onmenslike gedrag, dat tog nog hoop is, dat daar tog nog iets goeds in die mens oorgebly het. Toe die oorlog in 1939 uitgebreek het, was Pieter een van die eerstes om by die Suid-Afrikaanse weermag aan te sluit. In 1941, na die aanvanklike suksesse van die Italianers in Noord-Afrika, toe die Britse leer in Libië in die rigting van Egipte teruggedryf het, het Suid-Afrika gereageer op die oproep om te help met die versterkings. Meer as een afdeling is noorde toe gestuur om by die geallieerde magte aan te sluit. By die Libiese hawe Tobruk het die gekombineerde magte vasgeskop. Pieter was daar toe die slag van Tobruk plaasgevind het. Op 18 November het die teenaanval van die geallieerdes begin. Hierdie offensief het in 'n mislukking geëindig toe die Suid-Afrikaanse 5de Brigade by Sidi Rezegh verslaan is. Meer as 3400 Suid-Afrikaners het hier of gesneeuw of is gevange geneem. Toe Peter Darcy Herman was een van hulle wat gevang is. Dit was die begin van 'n reeks gebeure wat sy jong lewe ingrypend beïnvloed het. Die swaar kry in die helkamp van Tripoli in die weste van Libië en daarna in 'n kamp op die eiland Sicilië en uiteindelik in 'n kamp in Italië het sy hele menswees geraak. Pieter het begin om die sin van die lewe te bevraagteken. Toe hy nie meer die afkraking van sy siel kon hanteer nie, het hy dit reg gekry om te ontsnap. Na 'n kort periode van vryheid is hy egter weer gevang, hierdie keer deur die Duitsers. Hulle het hom na 'n krygsgevangenkamp geneem, naby die Duitse grens. Pieter het nie meer gelewe nie. Hy het net bestaan. Hy het alle geloof verloor. Maar eendag het daar iets gebeur wat hom weer hoop in die lewe gegee het. 'n Klein insident, maar betekenisvol. Hy vertel dit het vir dae aan een gesneeuw. Die landskap buite die kamp was wit so ver as die oog kon sien. Vier Britse krygsgevangenes is aangesê om net buite die kamphek die sneeuw weg te werk, sodat die vragmotors met nuwe gevangenes wat verwag is, kon inkom. 'n Duitse wag het sy hande vol gehad om toe te sien
dat die 4 gevangenes nie probeer ontsnap nie. Pieter en 'n paar van sy medegevangenes het van die binnekant afgestaan en kyk hoe 'n lang ry vroue en kinders en ou mans van ver af deur die sneeu stadig verby die kamp beweeg het. Hulle het voor die Russe uitgevlug. Hy sê dit was soos 'n swart slang van menslike figure afgeets teen die helder wit sneeu. Hulle kon sien van waar hulle in die kamp gestaan het, dat een van die vroue 'n kinderwaantjie gestoor het, 'n pram. Ek noem my storie The Woman with a Red Pram. Al haar aardse bestinkies was in bondels in hierdie pram opgestapel. Iewers daartussen was 'n baba. En aan haar jas het 'n jong dogtertjie geklou wat duidelik baie moeg was. Terwyl hulle die bedremmelde, sukkelende mense kolom wat stadig by die kamp verby beweeg dophou, sien hulle hoe een van die wiele van die kinderwaantjie van die pram uitval. Die arme vrou het op haar knieë neergesak, totaal moedeloos en raadop. 'n Patetiese situasie. Toe sien hulle hoe een van die Britse soldate by die hek sy graaf neersit en na die vrou begin stap. Halt, het die Duitse wag geskree. Werda! Die Britse soldaat het aanhou stap. Weer het die wag geskree. Halt, die geweerde Schütze, Zurich! As jy nie omdraai nie, gaan ek jou skiet. Hulle kon die harde metaalgeluid hoor so wat die wag sy geweer oorgehaal het. Almal, die krygsgevangenen en die vlugtinge, het versteend gestaan en die toneel in vrees aanskou en gewag op die ergste. Toe bereik die soldaat die vrou met die rooi waantjie. Hy het op sy knieë gegaan om die wiel te herstel. Die volgende oomblik was daar nog iemand op sy knieë langs hom. Die persoon het sy geweer in die sneeu neergesit om te help. Dit was die Duitse soldaat. Die Duitse wag. En hy dink vandag is vandag. En hy trek vir hom so 'n stoofpipe denim jean aan. Dit is 'n lekker skerp puntskoene. Jy kan 'n slang in sy hals kop of 'n kriek binne in 'n kraan doodskop. Hy is skerp punt manne. Let's talk a little bit of culture here tonight. You know, we're all South Africans, all of us. And we come from nefarious backgrounds, wonderful backgrounds. Some are English, some are French, some are Dutchman, you name it. We're all here tonight. But what I want... Hy sê, "Charm, olifant, is daar ook nou nie nodig om jou kuite 10 bar te pomp as jy nie die antwoorde ken nie, hoor." En ons sal. Hy's daar oor daai put. Hy daar in 'n paar eiwyskamele ingedonder wat nou net geverf is. En hy's oor die muur. Na gat hy. Jy was sê vir hom, ek wil hy met hierdie ding verkoop. Hy sê, maar jy verkoop hom alleenlik aan 'n nat. Hy sê, want ek het nou genoeg gehad van hierdie ding. Hy sê, nee, ek het by iemand gekoop in die Georges Valley. Johan sê vir hom, was dit Frederik? Hy sê, ja, dis hy. Hy sê, maar hoe is dit dat hierdie engine nog loop? Hy sê vir hom, maar, Johan, ek was opgelei in Bursley in Engeland. Ek was in die fabriek van Wolseley. Hy sê, daar's nie 'n Wolseley engine wat ek nie ken nie. So, and that's a true story. It's an interesting one. Toe hulle sien is weer Hasie, toe sê hulle, ons moet nou wegdoen met hierdie hoedstoel. Toe kom Hasie maar daar uitgestap. Sê, Hasie, gee vir ons 'n sigaret. Pragtig. Ruk hy so uit sy sak uit, sê, filter of plain? Nou praat die twee so met mekaar, hulle sê, Hasie, waar is jou fokke hoed? En nou is dit huisbesoek. Ja, so en die man het die papagaai in die hok. En is 'n rowwe papagaai. En die papagaai praat al die stories. Dat hy vir die papagaai gesê, kykie, vandag is vandag, jy vloek jy 'n woord. Praat jy wat soos ek praat. My storie, ek meen na Louis nou gepraat het,
weet ek nie eers of ek moet vertel nie, maar dit was ook 'n ware storie. Kyk, ek het mos jare terug toe die dooie seun nog siek was, het ek skool gehou hier op Ben Foster. Dit was hier in die 80er jare, toe het ons nou gesit met hierdie terroriste, maar dis regtig, ek meen, dit is nie 'n liegstorie nie, ek meen, Messina is geskiet, ons het met busse gery, met gewere as onderwysers om die kinders te beskerm. Dis regtig, ek het, julle dink ek lieg, ek hoor jy lieg, jy dink ek lieg. Ek was ook 'n man op my tyd. Vra maar my vrou. Maar toe het ons nou deur die skool hier by Ben Foster, 'n pel vir my, julle sal hom dalk onthou, Johan van Eck, ons het hom Jack van Eck genoem. Hy het wetenskap gegee. Nou ek was daar by die sentrums, daar in die elektriese departement. Nie dat ek nou al uit loop kan change nie, maar ek het die kinders geleer. Toe kom ons eendag nou, Jan Toosen, ek weet nie wie ken van Jan Toosen nie, maar Jan Toosen was die bevelvoerder van die kadette. En hy man is opgeleef oor hierdie storie. En hy besluit toe, en oom Gawie Leroux, wie ken oom Gawie Leroux hierso? Oom Gaaf, hy is oor die brandspan. Jong, en die brandspan, en kyk, die kinders met motorfietsse, is die verkeer. Hulle moet die kinders keer, wat wil vlug, as daar nou iets gebeur. Jy weet, kyk, die hele ding was mooi uitgeplan. En toe op 'n dag, toe kom Jan Toosen met een van sy skitterende planne. Ons gaan nou die noodplan oefen met klank. Jong, en want jy weet, is nou altyd hierdie storie, seuns en dogter van die hoërskool Ben Foster. Jy weet, dan vat die ou kindertjies en almal stap nou maar in die rigting en daai, en gaan kom by die mekaar, kom plekkie by mekaar, en nou kom ou Johan daar by my, hy het wetenskap gegee, ou Jack. Hy gee wetenskap. Nou kom hy daar aan, hy sê, sien, ons moet nou, ek moet nou 'n bom bou. Hierdie bom moet nou skiet hierso, want dit moet nou realisties wees. Nou kom hy daar aan met so pak toiletpapier, en die bom wat hy nou daar in die wetenskapklas gebou het. Jong, en nou sit ons daar in my sentrum, dan het hy die bom, maar rol hy ons so met toiletpapier toe, en nou word die bommetjie so groot. Naderhand, ek sê hier, nee, maar hierdie ding, niemand gaan hom hoor nie. Ja, dan rol ons hom nog, maar ons rol daai bom. Hy is toe nou na so van die toiletpapier. Jy weet die boutservette, soos julle dit ken. Nee, kyk, jy gebruik hom, in die ou dae, in die depressie het hulle hom weerskante gebruik, maar ons het hom nou net een kant gebruik. Maar in elk geval toe, maar ons draai na daai ding so bolletjie. En hy sê, ons moet nou hierdie ding 11 uur, moet hy nou afgaan. Dan is alles nou reg vir hierdie storie. Maar ons stap met daai dingetjie daar, die van julle wat weet, daar by die huishoukunde klas daaronder, jy weet daar, wat die hoofgebou so loop, ons sit hom toe daar, klomp koerantpapiere daar om hom, steek hom in die brand, en ek en Johan stap so eentjie weg, ag, maar seker tot daar, jy weet, nou kyk ons hierdie vlammetjie wat so nader kruip, die Here mense, die volgende oomblik, toe gaan daai ding af, maar dit is so 'n blou vlam. Ek dink dis hoe dit gelyk het toe die Amerikaners die kernbom getoets het. Hy skiet so golf hier na ons toe, en hy gaan af. Ek het nog vir Johan gesê, toe daai ding afgaan, toe vat ek so, toe sê ek, hoe ryk bloed. Maar hy het afgegaan, ja. Daai ding skiet. Verskriklik. Maar nou is die noodplan, as daar goed val, dan moet die kinders onder die tafels inkruip,
En dan moet hulle met die kinders, met die tafel oor hulle koppe loop, dat goed loop. Al daai goed is vergeet. Daai ding skiet 172 vensters. Ek lieg nie vir julle nie. 172 vensters uit daai Ben Foster se gebou uit skiet hy. Moord. Dit val so. Maar toe daai skoot klap, toe sê ek vir Johan, ek ken kak en ek ken pampoen. Maar hierdie is nie pampoen. Ek en hy staan daar, ek en hy Jack, ons bewe ons bewe soos 'n prostituut wat kind doop. Maar daai ding het geskiet. Nou, en nou staan ons maar daar, ons kyk hierdie storie, die glase val daar van die 3de verdieping af. Dit is verskriklik. Die vetseuns wat gewoonlik net snoepie toe hardloop, hulle is heel voor. Hek toe. Ons het daai tyd nog nie selfone gehad nie, goddank. Want dan was die hele dorp daar. Maar die wat by 'n telefoonhokkie uitgekom het, sy maas kom ingejaag. En vetseun hardloop voor. En dit laat my dink aan die ouens wat 'n leeu gesien het. Terwyl ek nou daar staan en bewe soos 'n prostituut wat kind doop, sien ek nou hierdie hele prentjie hier voor my. Maar dit laat my dink aan daai 2 ouens wat die leeu sien, toe hardloop hulle weg vir die leeu, toe stop hierdie ou, en hier uit sy rugsak uit haal hy tekkies. Toe sê sy pel vir hom, jy trek hy goed verniet aan man, jy gaan nie vir daai leeu weghardloop nie, hy sê nie, maar ek gaan vir Flip en jou weghardloop. Maar daai vetseun is by die hek, die leerlingraad het hulle hande vol, om al die skape terug te keer skool toe. Maar in elk geval, die skoot klap toe, met daai geweldige slag. En ou Chris Meyer was die adjunct hoof. Hy kom daar uit, maar sy oë lyk soos 'n meid wat hout soek. Hy weet nie wat gaan aan nie. En Jan Toosen kom daar uit, maar hy het mos nou die hele storie beplan. Maar Jan Toosen kom daar uit, maar hy lyk soos 'n Jack Russell wat 'n aapie gesien het. Maar dit is verskriklik. En in elk geval, nou staan ons maar daar, ek en Jack en nou storm die adjunkopie op, jy weet, ons voel soos 2 kinders wat gevang rook is agter die toilet, jy weet. Ons het nou hierdie geweldige knal, jy weet. Van die juffrou sê later, wat nou afperiode gehad het, sy was op die toilet, sy het gekyk of die erg nog op die toiletbak sit. Sy dog is iets wat sy geëet het. Maar in elk geval, toe, die goeie storie was, die hoofhou Basie Jansen, dan moet hy nou sê, leerlinge van die, kyk, dit was die kodewoord, leerlinge van die hoërskool Ben Foster. Kyk, as jy dit sê, dan weet jy, hy het 'n geweer teen die kop. Maar hy bewe so, hy kon dit amper nie onthou nie. Hy het daar so iets gesê van leerling, maar hy is ook geskok, hoor. Ek het Johanne daai plek, maar toe, die ergste van alles, Gaafse brandspan. Want toe het Jan Toosen in dieselfde tyd 'n olievuur gaan maak in so 'n konka daar by die netbalbaan. En toe hy sy brandspan soek, toe het hulle aangetree reg langs die vuur. Met ander woorde, almal het hulle gatte afgeskryf. Ek en Kleis. Baie dankie. Hey, dames en heren, dit was al 'n goeie ware storie wel. Ek het aan myself nou lekker gelag. I'm going to invite my good friend Patty McGaffin to come up to the stage to tell us a story. She came into the lounge wearing a very pretty nightdress, and she said to her husband, "Scott, I must visit the long drop." Then, out there in the darkness, she tore off her nightdress. Ja, so gaan dit, oom Skalk said, drawing on his pipe. Man is a dangerous animal, Mrs. Heckford, when he is desperate. Wat 'n masjien moet ek nou vat? Laat die katte vir my kan kyk. Hou sê die regte masjiene vir jou. Jy gaan nie my trap af.
Dan draai jy onder so links, daar's 'n ATM. Hulle like hom die meeste. En is al verby lunchtyd en die boer skree vir hom, Jolas, wat maak jy daar? Hy sê, help my baas, ek denk. Nou daar die valkie kom op, hy vang hom. Nou, hulle gaan op so. Hy sê, Jonas, nou wat? Hy sê, nee baas, ek denk, daar die meerkat. Hy lyk om vlieg, fokkel. Hy rowwe manne, moet maar net daar by die bar verby hou. Hulle is ook dogs, maar hulle loop soontoe. And then be able to stake a claim. Anyhow, to cut a long story short, they didn't have the patience to wait to take this thing to town. They decided to open it right there. And when they opened it, the younger brother, Len, saw this, and he just went completely pale, put his hand into all this gold and picked it up like this, and he screamed. He rubbed the first one, he rubbed it again, and he said to my dad, he said, Fred, look, pure gold, we've got the Kruger millions. And that happened 2.5 kilometers away from here. So that's an interesting story as well. Years later, the South African Railway Services decided to change the name officially to Mika. And Mika in time became Micah. The name Grobbelaar was in any case difficult for English-speaking people to pronounce. And nobody after all called it Grobbelaar anymore. Now, up to here is what I read from the old newspaper. So that is the real origin of the name, Micah. That train still runs between Nelspruit and Tsenin. They say if you go there on a wet and windy night, you can hear that whistle blow when the train comes rushing through at the dead of night. You will hear the katik-katak, 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 katik-katak as the train disappears into the night. And if you listen very carefully, you will hear above the wind and rain a baby cry. And then the soft, mournful voice of a young woman, Tula, tula, tula sana, tula baba, tula twana, hush my baby, don't you cry. Toe sê die veeartsnaam vir die boer, hoor jy hierdie koei, kom sy nie dalk van Douglas af nie. Toe sê hy, Here, hoe het jy dit geweet? Ja, hierdie koei kom van Douglas af. Hoekom vra jy? Hy sê, nee, my vrou kom ook van Douglas af. Ek moet jou sê, dis 'n ou storie hierdie, en elke keer as ek dit vertel, weet ek nie of die ouens gaan lag of gehuil nie. Maar ek het vroeër gepraat oor daai Wolseley engine wat my oupa gehad het en verkoop het aan Willem Vraai. Ek het ook redelike ondervinding van so 'n engine. En van ons ouer gardes sal verstaan as ek die ding bietjie uitbeeld. Nou kyk, ons moet een ding verstaan van 'n Wolseley engine. Dis die geheime wapen wat die boere vir die Engelse gelos het. Nou, dis nie die ander kant om wat die Engelse vir die boere gelos het nie. Maar die ding, as jy, saampat dieselfde as 'n Land Rover, ja. Maar dis baie erger, want as jy 'n Wolseley engine besit, dan sal jy verstaan wat ek vir julle nou gaan vertel. As jy die engine wil aansit, moet asseblief tog nie reguit loop na die engine toe nie. Maar jy weet, die probleem is, Mami het al reeds vir jou uitgeskel, omdat die water in die tank klaar is. En jy moet nou daai engine gaan loop staan. En jy moet vinnig beweeg. En so Siem gesê het, daai storie op jou knie en alles. En die engine gewoonlik is nie by die opstaan nie, hy is so eentjie weg. So as jy by die plek kom waar die engine nou gemonteer is, moet jy sywaarts stap. En jy weet, as jy ooit by 'n engine kom, of jy so eentjie weg is van die engine, as jy wil weet as dit 'n Wolseley is, dan moet jy onderkyk op die grond. En dan gaan jy 'n pluk sien.
en hulle noem dit 'n lodge plug. Is daai met die pink keramiek om hom. Nou, jy sal, as jy daar stap, hoe nader jy kom, hoe meer van hierdie plugs kry jy. Want daai ding is 'n spook. Hy spoeg plugs uit. Dis ongelukkig een van die probleme wat ons het met die Loonsley. En as jy daar aankom, gaan nooit alleen nie. Gaan saam met Phineas, want hy dra die toolbox. Want jy gaan moeilikheid maak vir jouself as jy daai ding self dra. En die probleem is, jy sal reeds die moeren oor wat in die huis gebeur het, dat die water opgehou het. Nou moet jy gaan na die engine toe. As jy daar kom, vat jy hom so van die kant af. En die eerste ding wat jy doen is, jy sit jou regterhand bo op die tank. En dis baie belangrik, want dis 'n streelaksie wat jy moet gebruik. Jy moet hom, as jy hom so opsit, dan moet jy hom net so bietjie streel. En dan swaai jy om, en dan doen jy dit links. En nou moet julle verstaan, dis nie 'n engine nie. Dis 'n Wolseley. En daar's 2 tanks. Hulle is aan mekaar vasgeweld. Die een kant is vir Voco, en die ander een is petrol. En onderkant die tank is daar 'n vergasser, 'n carburetor. En dis 'n Elcom carburetor. Hy het so 'n dingetjie aan die regterkant, wat jy so tikkel. Jy het al gehoor, jy tikkel my carburetor. Nou dis wat jy doen met daai ding. Jy selekteer petrol. Daar's 'n selekteer hefboompie onder die tank. Jy selekteer petrol. Dan gaan jy na die carburetor toe. Dan begin jy. Dan tikkel jy hom. Dan maak jy soos hy dan vol gaan word. Maak jy. Dan piep hy hier so aan die linkerkant uit petrol uit. Dan weet jy die sak is reg. Dan sê jy vir Phineas, starterhandle. En dan is hy hier in die boks in, nou haal hy die starterhandle uit. En dan slide jy hom so oor daai crankshaft. En dan begin jy draai. Nou wat jy moet doen is, jy sit jou linkerhand bo op die tank, en jou regterhand het jy die hefboom van die starter. Nou begin jy. Baie dankie. Ons wil nog baie van jou stories luister. En Siem, al die jare een van ons groot storievertellers, baie lekker om na jou goed te luister. Spencer, wat roem op sy Engelse taal, maar wat Afrikaans beter praat as meeste Afrikaanse mense.